Kinders van die wêreld, boek 8, die verhale van Suid-Afrika, die verhaal van Dick King. Kaptein Thomas Smith was raad op. 'n groot aantal van sy manne was in die geveg gedood of gewond en die boere was besig om sy kamp te omsingel. Hoe lank kon hy nog uithou? Die kos was reeds so min dat niemand meer genoeg gekry het om te eet nie. Die naaste hulp was die Engelse soldate op Gramstad en die was 600 myl ver. Op daardie 600 myl was geen gemaakte pad nie. Daar was vol riviere en digte bosse en die wêreld was vol wilde mense en wilde diere. Dit was in die dae kort nadat die eerste wit mense in Natal aangekom het. Die voortrekkers wat uit die Kaapkolonie gekom het, het gedink dat hulle daar hulle eie land sou hê. Hulle het die Zulus verslaan en nou oral hulle plase aangelê. Maar die Britse regering aan die Kaap het gesê dat Brittanje nog altyd baas was oor hulle en het kaptein Thomas Smith uit die kolonie daarheen gestuur om die gebied waar Durban vandag lê, in te neem om te wys dat Brittanje nog die baas was. Smith het sonder moeilikheid by Port Natal geland, maar die gewapende boere het by Kongela daar naby vir hom gelê en wag. Toe hy hulle een nag aanval, is hy en sy manne verslaan. Hy het 50 man aan dooies en gewondes verloor en die boere het sy enigste 2 kanonne afgeneem. Toe het die boere vir Smith en sy manne omsingel en hulle vasgekeer. Smith moes 'n boodskap in Gramstad kry dat die Engelse troepe daar hom moes kom help. Maar hoe? 'n man met die naam George Katu vertel hom toe dat hy iemand ken wat die boodskap te perd kon wegbring. Dit was 'n transportryer met die naam Dick King. Katu het Dick King vas aan die slaap op 'n skip in die hawe gekry. Hy het hom wakker gemaak en van die plan vertel. "Goed, ek sal gaan," het King geantwoord. "Ek sal my Zulu Ndongeni saamvat." Daardie aand, net na donker, sit 'n man en wag in 'n bootjie aan die strand naby die Engelse kamp. Dis George Katu. Dis hy wat met die plan gekom het om die baai deur te steek eerder as om oor land by die boerekamp te probeer verbyglip. Hy lê plat in die boot. Hy hou sy asem op om beter te kan hoor. As King tog net nie op die ou end voorgekeer word nie. Daar hoor hy iets. Nou net eers goed kyk wie dit is. Hier is hulle nou naby. Ja, dit is Dick en die soldate. En daar is die 2 perde en Ndongweni. Gou is die 2 ruiters in die boot en hulle wink vir die soldate om die perde die water in te help. En daar gaan hulle, stadig maar seker oor die baai. Die perde swem langsaam. Eindelik is hulle oorkant. So ver is hulle veilig. Versigtig word die perde tot onder die bome gelei. Hulle het net een saal, maar Ndongweni sê hy sal sommer blootsry. Dick kry die perd Somerset wat Andries Pretorius in die slag van Bloedrivier teen die Zulus gedra het. 'n Griekwa het die perd uit die boere se kamp gaan steel. George groet haastig en sien hoe die 2 ruiters in die donker verdwyn. Maar toe klap die eerste skote ook. Die boeremagte is op hulle spoor en hulle moet hulle ry ken. Maar Dick ken die wêreld haarfyn en weet net watter paadjies om te kies. Toe hulle nog na hom soek, is hy ver onder hulle uit. En nou is dit net vorentoe beer tot die perde nie meer kan nie. Dan 'n bietjie blaas en maar weer verder. Daar is nie tyd om aan moeg word te dink nie. Hy het 'n boodskap in sy sak. Dis al wat tel. Hy kon nie veel eetgoed in sy bladsak stop nie, maar met Ndongweni by hom sal hy seker by enige Zulu kraal iets te ete kan kry. So dink hy. Maar by die eerste kraal merk hulle al onraad. Nie 'n stukkie kos kan hulle kry nie. Toe Dick nog besig is om mooi te praat, hoor hy net ou Ndongweni mompel hier langs hom. "Baas, maak gou. Hulle gaan storm." En dit was ook so.
Toe hy sy perd omruk, trek die eerste assegaai skram langs hom verby. Toe lê hulle plat en hulle jaag. Vir omkyk is daar nie kans nie, maar Dick hoor daar 'n perdepote agter hom klap en hy weet, sy Zulu is nog by hom. Naderhand is hulle so ver voor dat hulle langs 'n rivier kan skuilings soek. Daar val nie aan te dink om dadelik deur te gaan nie, want die rivier loop kant en wal. Eers moet die perde blaaskans kry, maar nie te lank nie. Voor donker moet hulle die rivier deur, al is hy ook vol. Anderkant sal hulle veiliger wees. Die son sak en hulle stoot die perde die water in. Sonder veel moeilikheid kom hulle oorkant aan. Ndongweni wil slaapplek soek, maar Dick dink nie daaraan nie. Nee, vannag sal ons net aan die ry moet bly. As die swart mense hier langs so vyandig is, moet ons nags ry en bedags wegkruip. Die ou Zulu skud net sy kop. Hy het mos nie 'n saal nie en hy is so seer dat hy byna nie meer op die perd kan sit nie. Maar as die baas so sê, dan moet dit so wees. Dit lyk of die baas nie eers dink aan al die wilde gediertes wat hier ronddwaal nie. Die hele nag ry hulle net vorentoe. Dick praat mooi en beduie hoe hulle nie meer ver van die eerste sendingstasie is nie. Daar sal kos wees en vars perde, maar meer nog, die swarte sal daar kan sien, hulle is vriende wat geen kwaad bedoel nie. Met dagbreek moet hulle skuilings soek, tot dit weer donker word. Die perde word gespan, sodat hulle kan vreet sonder om te ver te loop, en die twee ruiters eet hul laaste stukkie beskuit. Hulle is moeg, en hulle het honger. Dick wil nie sê hoe siek hy voel nie, seker van die nat word toe hulle die rivier moes deur. Hy hoop hy sal beter voel as hy 'n rukkie kan slaap. Ndongweni maak hom wakker toe die son ondergaan. Dick voel amper nie of hy sy kop kan lig nie, maar hy kan nie nou siek word nie. As hy nie deurkom nie, is kaptein Smit en sy vasgekeerde manne verlore. Hulle reken op hom. Die perde is dik gevreet en weer byna vars na die rus. Dis byna ongelooflik hoe lank sulke diere kan uithou. Half siek en moeg en honger, sal Dick sy perd op en hy en sy Zulu druk weer aan. Hy sal nie weer af voor hulle by die sendingstasie kom nie, maar Dick voel dronk in sy kop en hy bewe. Hy het hoofpyn en sy oë brand. 2 dae sorg die vriendelike mense daar vir hom. Maar toe hy 'n bietjie beter voel, kan hulle hom nie keer nie. Hy moet betyds op Gramstad kom. Hy kan rus en gesond word nadat hy sy boodskap afgelewer het en dan kan sy perd ook rus. Nou moet hy gee, alles wat hy het. Ndongweni kan later nie meer nie. Baas, my bene is nou geskawe dat die bloed uitkom. Die reis sonder saal het my klaar gemaak. Ek kan nie meer nie. Toe maar, ek weet jy is seer, maar ek weet ook jy is eintlik bang vir die Amaxhosas wat vorentoe woon. Julle Zulus kom mos nie met hulle oor die weg nie. As jy nie verder kan nie, kan jy omdraai, maar ek moet my boodskap gaan afgee. Daarvandaan is Dick alleen verder. Hy gaan deur die een vol stroom na die ander. So af en toe laat hy sy perd 'n bietjie blaas en dan weer voort. Gelukkig dat hy by elke sendingstasie 'n vars perd kon kry. Anders weet hy nie. 5 dae is verby. Hy druk nog vinniger vorentoe. 6 dae. Hy moet net nie dink hoe moeg hy is nie. 7. Nou moet hy sonder slaap probeer klaarkom. 8 dae. 9. Weer 'n vars perd. Nou moet hy nog harder probeer. Op die 10de dag sien hy die bulte van Gramstad in die verte. Nou spaar hy die perd nog minder. Al moet hy hom ook flou ry, moet hy nog eenvoudig vlieg. Die wag by die fort sien iemand soos 'n wilde aangejaag kom en hy blaas sy trompet. Oral puil soldate uit. 'n Paar spring op perde en gaan die vreemde ruiter tegemoet. Dick kan nie meer praat nie. Net wys na die sakke aan sy sy. Gou haal hulle sy papiere uit en lees kaptein Smit se boodskap. Nou is alles in rep en roer. Bevele word geskree, perde opgesaal en voor Dick nog baie kan vertel, is 'n paar man op pad na Port Elizabeth om die Engelse skip daaraan te sê om dadelik met soldate en kos na Durban te vertrek.
Al die tyd is Smit en sy mense vasgekeer. Geen kos kan van buite ingebring word nie. Een vir een word die perde geslag en van dag tot dag is dit 'n flentertjie perdevleis en 'n paar krummels beskuit vir elkeen, totdat die kos ook op is. Toe bly almal se oë net op die see. Dis 2 weke, 3 weke. Dis al byna 'n maand. Nee wat, die king het seker nie op Gramstad uitgekom nie. Geen man en geen perd kan dit doen nie. Nou sal dit nie meer lank wees nie. Dan sal hulle moet oorgee of omkom van honger. Op die kop van 'n maand na Dick se vertrek kom die redding. Aan die seekant sien hulle die vuurpyle van die skip wat hulp en kos gebring het. Die king was self ook op die skip. Toe die boerevegters sien dat die versterkings aan wal stap, het hulle teruggeval. Hulle het Natal daarna aan die Engelse oorgelaat en baie van hulle het na Transvaal en die Vrystaat gegaan. Tot vandag toe leer kinders in Suid-Afrika se skole van die king se beroemde rit van 600 myl op sy perd Somerset. Dick het 'n beloning van 15 pond vir sy heldedaad gekry. Hy het later naby Isipingo in Natal geboer. Daar is hy op 10 November 1871 dood.